Goeiedag, my naam is Tiaan Gildenhuys en op hierdie DVD wil ek met jou praat oor 'n baie belangrike aspek, naamlik Lucifer se aanslag op die kerk. En as ek sê Lucifer se aanslag op die kerk, bedoel ek die kerk van Jesus Christus oor die algemeen, maar ek bedoel ook klein afsonderlike kerke waar hulle ook al geleë mag wees, gemeenskappe, gemeentes van Christus wat by mekaar kom iewerster in die wêreld, en hoe Lucifer elkeen van daardie gemeentes aanval, maar oor die algemeen ook die kerk van Christus. En aangesien dit alles oor Jesus Christus gaan, kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons U loof en prys en eer. Dankie Here dat ons weer die Bybel sê waar 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. So Here, ek weet U is hier waar ek besig is met die opname, maar U is ook daar waar elke persoon na hierdie DVD gaan kyk. En ons vra dat U alleen verheerlik sal word. Ons vra dat die Heilige Gees my die pad uit sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, Here, maar dat U die een sal wees wat in en deur my spreek, en die waarheid van U woord in ons almal se harte ontvanklik sal maak en oopbreek, sodat U ook daardeur groot gemaak kan word. Dankie Here vir die autoriteit wat U ons gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke. Jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie. Die Here bestraf jou en jy sal verdwyn in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Here Jesus, nou vra ons dat U ons toemaak met die kosbare bloed asseblief. Ons vra dat U die engele vir ons opstel rondom elke perseel waaraan met hierdie DVD besig sal wees. Ons vra ook dat U self volgens Sagaria 2 vers 5 'n muur van vuur van beskerming om U kinders sal wees. En dat U alleen met ons sal werk en in ons harte sal spreek en dat U naam groot gemaak sal word. Dankie Here vir die teenwoordigheid. Vat ons by die hand en lei ons. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. So op hierdie DVD gaan ons na die volgende 3 punte kyk. Punt 1, verskillende taktieke waarmee Lucifer alle kerke aanval. Punt 2, spesifieke geeste wat kerke teiken. Punt 3, herken die geestelike aanslag. En almal wat my ken weet ek begin altyd met hierdie vers, in 2 Korintiërs 1 vers 13 sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En so gaan ons ook op hierdie DVD lees wat sê die Bybel vir ons ook oor die aanslag van die Satan op die kerk van Christus, en jy gaan sien ons kan lees wat daar staan en verstaan wat daar staan, net soos wat dit daar staan. Joshua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, met ander woorde, ek mag nie ophou praat daaroor nie, maar bepeins dit dag en nag. Kyk mooi, ek moet dit dag en nag bepeins, orals waar ek ry, orals waar ek in die nag wakker lê, moet ek die woord van God bepeins, orals waar ek besig is met die werk, moet ek die woord van God bepeins, dag en nag. Maar omdat ek kan bepeins, moet ek dit natuurlik ken, moet ek dit lees, moet ek dit inneem. Hoekom? Sodat jy, kyk mooi die woordjie jy, daar staan nie jou ma, jou boetie, jou sussie nie, sodat jy nougeset kan handel, kan optree, met ander woorde, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Hoekom? Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Nou hoekom is die mense nie hulle weë voorspoedig nie, en hoekom handel hulle dan nie met goeie gevolg nie? Juis as gevolg van die volgende vers, Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis van wat? Van die woord van God. Maar kyk mooi na die eerste 2 woorde, daar staan my volk. Daar staan nie die onheiliges, die ongelowiges nie, daar staan my volk. Gaan te gronde weens gebrek aan kennis. En omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sê die Here, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. En ek sê altyd vir mense, dit is 'n skrikwekkende vers daai. Die Here sê, as jy die kennis verwerp wat ek jou wil gee, sal ek ook jou kinders vergeet. En ek vra vir die mense, soos ons deur Suid-Afrika travel en ander lande ook waar ons bedien, hoekom lyk dit daar buite vir ons of God ons kinders vergeet het? Kan ek jou sê hoekom? Omdat die paas en die maas die wet van hulle God vergeet het. Hulle maak nie meer erns met die woord van God nie. Hulle bestudeer dit nie meer vir hulle self nie. Nie is makliker om net vir Sondagoggend vir 0:30 of 3 kwartier in 'n diens te gaan sit, te luister wat die dominee sê, uit te gaan en weer te gaan braai, en totaal te vergeet wat hierdie boek sê, terwyl ons nou net gelees het in Joshua 1 vers 8, jy moet dit dag en nag bepeins. Hoekom? Sodat jy nougeset kan handel, volgens alles wat hierin geskrywe staan. Jy sien, dit help nie, ons troos onsself met, maar ek was Sondagoggend in die kerk nie, want jy sien, daai is een van die goed waarmee Satan baie mense vasbind, om hulle te troos, met my, jy was maar Sondag in die kerk, jy is nou okay, die mense het gesien, jy was in die gemeente. Nee, daar is baie meer daaraan. Ons moet in 'n intieme, persoonlike verhouding wees met Jesus Christus. Eers wanneer jy intiem met Jesus begin verkeer,
dan begin jy sien dat hierdie goed in die woord 'n werklikheid vir jouself word. Dan kan jy dit begin toepas in jou eie lewe. Jy sien ons moet die woord toeëien en dan moet ons dit toepas. Want as ek dit toegeëien het, kan ek dit begin toepas, kan ek begin doen wat daar staan. Want Jesus sê ook vir ons in Lukas 6 vers 46, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. En dit is een van die goed wat Satan ons mee keer. Hy wil nie hê ons moet doen wat hierdie boek sê nie. En dis ook een van die goed wat hy teen ons gebruik om ons kragteloos en oneffektief te hou in God se koninkryk. Terwyl die Here wil hê ons moet in totale oorwinning lewe daar buite oor die magte van Satan. Ook in ons gemeentes, ook in ons huiskerke, ook in ons groot mega gemeentes, wat ook al. Maar die Christene doen dit nie altyd nie. En Satan lag hom simpel vir ons Christene, omdat ons dwaal, omdat ons die skrifte nie ken nie, sê Jesus. En dis baie duidelik in die woord. En daar het hy ook nou vir ons gesê, my volk gaan te gronde wees gebrek aan kennis. So ek vra jou vandag pa, ek vra jou vandag ma, gaan jy nog verder die kennis verwerp wat die Here vir jou wil gee in sy eie woord? En dan klaar oor hoekom jou kinders lyk of hulle niks met God en sy gebod gedoen wil hê nie. Of gaan jy van vandag 'n verkeuse maak om te sê, Here, ek begin by my. Ek wil begin leer wat u woord vir my sê. En dankie Here dat ek weet die Heilige Gees sal dit vir my oopbreek. Goed, by punt 1 gaan ons nou kyk na verskillende taktieke waarmee Lucifer alle kerke aanval. En die eerste argument is gewoonlik as jy met mense hieroor praat, maar Tiaan, ek dink nie ons moet hieroor karring nie. As ons die duiwel uitlos, sal hy ons mos ook uitlos. Dis die grootste argument wat die meeste Christene gebruik, want ongelukkig word dit in baie gemeentes vir hulle geleer. Los die duiwel en dan gaan hy jou uitlos. En ek sê vir jou, my liewe vriende, vriendin, 4 van Satan se grootste leuns in die kerk van vandag is: punt 1, Satan bestaan nie werklik nie, en Satan het geen mag nie, en moenie die duiwel agter elke bos soek nie, en los die duiwel uit, dan sal hy jou ook uitlos. Dit is bloot net nie waar nie. Ek sien, dis die gouste wat die mense met hierdie argumente kom. Nee man, don't rock the boat. Moet nou nie te wees nie. Jy weet, moet dan nie te hoog heilig wees nie, want as jy ook dan nie te hoog heilig is nie, dan gaan Satan jou ook uitlos. Jy weet, gaan maar so 'n bietjie saam in die wêreld en is dit, jy weet, dan Sondag as jy dan maar weer by die kerk en so aan. Nee. Ek kan jou een ding sê vandag. Daarin van moenie die duiwel agter elke bos soek ook nie. Mense, Satan is agter elke bos. Die verskil is net 'n Christen wat weet, 'n kind van God wat weet wie hy is in Christus, wat in 'n intieme persoonlike verhouding wandel met Jesus Christus, wat die woord van God ken, wat weet hoe om die woord te quoteer. Weet jy wat doen hy? Hy gaan aan met sy lewe. Hy loop nie rond en soek, waar is daar nou 'n duiwel agter elke bos nie? Hy gaan aan met sy lewe. En as daar 'n duiwel agter 'n bos uitspring in 'n situasie in sy lewe, in sy huwelik, by sy werk, met sy familie, met sy vriende, weet jy wat doen hy? Hy hanteer die situasie in die krag en in die autoriteit van Jesus Christus, volgens die woord van God, en hy gaan aan met sy lewe. So nee, ons loop nie rond en soek na 'n duiwel agter elke bos nie, maar dis die tipiese argument wat Satan weer eens gelowiges laat gebruik om hulle te keer om nie op te let waar werk die vyand en hoe werk die vyand nie. Nou, hoe kan ek vir jou sê die duiwel is agter elke bos? Wel, ek lees 1 Johannes 5 vers 19 sê ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Nou vra ek die vraag: as daardie vers vir my sê die hele wêreld lê in die mag van die bose, wys my dan 'n bos wat nie 'n demoon agter hom het nie. Want ons moet weet, die Bybel sê ons is in die wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En daarom haat die Satan ons. En sal hy ons probeer uitvat, veral die dag as ek en jy vir Jesus Christus aanneem. En ons sê, ons is nou kinders van die enigste ware God, van Jesus Christus. Weet jy wat gebeur? Jy word 'n teken. Jy word 'n teken vir die Satan. En as jy nie gaan begin uitvind hoe werk hy nie, gaan hy jou en jou gemeentes en jou familie en jou vriende vernietig. Want my volk gaan te gronde, huwelike gaan te gronde, gemeentes gaan te gronde, weens gebrek aan kennis van wat hierdie boek vir ons sê. So, kom ons kyk nou na die vraag, gaan die duiwel ons dan nou wel uitlos? Ek dink nie so as ek kyk na 1 Petrus 5 vers 8 en 9 nie, waar daar staan, wees nigter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Soos ek na daardie vers kyk, sien ek in die eerste plek 'n paar goed. In die eerste punt, die duiwel is ons teestander. Hy's nie God se teestander soos wat baie flieks
en liedjies hom wil probeer uitbeeld as God se teestander. Nee, hy is julle teestander, hy is ons teestander. En hy soek wie hy kan verslind. So, is die argument dat Satan ons gaan uitlos as ons hom uitlos dan geldig? Nee, want die Bybel sê hy soek wie hy kan verslind. Daarom moet julle hom teestaan, standvastig in die geloof. Maar die punt is, as ek nie standvastig is in my geloof nie, as ek nie eens weet wie ek is in Christus nie, as ek nie weet wat die woord van God sê nie, hoe kan ek hom teestaan standvastig in die geloof? As ek nie eens weet waaroor dit gaan nie, as ek nie eens weet hoe werk hy nie. Jy weet, ek gebruik altyd die argument, as hulle daar in die Tweede Wêreldoorlog vir ou Winston Churchill gesê het, man, los net vir ou Hitler uit, dan gaan hy vir jou uitlos. Hy gaan Brittanje heeltemal uitlos. Sou dit so gebeur het? Nee, verseker nie. Dan sou Hitler sommer oor Brittanje gehardloop het. Nee, ons moet verstaan, hierdie boek sê, daar is 'n vyand daar buite, 'n teestander, my en jou teestander, die duiwel. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. So as jy nie nugter en waaksaam is nie, gaan hy jou verslind, my broer en my suster. Gaan hy jou huwelik verslind, jou kinders verslind, jou gemeente verslind. Ons moet nugter en waaksaam wees. Want ons lees ook in Efesiërs 1 vers 1 dat Paulus praat met iemand, Paulus, apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Kyk mooi, Paulus praat daar met die heilige gelowiges. Hy praat nie met die ongelowiges of die sondaars nie. En dan sê hy vir die heilige gelowiges in Efesiërs 4 vers 27, en gee aan die duiwel geen plek nie. Het jy geweet jou gemeente is 'n plek? Het jy geweet jou gedagtes is 'n plek? Het jy geweet jou huwelik is 'n plek? Het jy geweet jou besigheid is 'n plek? Jou huis is 'n plek? En ja, dit is ons heilige gelowiges wat vir die duiwel plek gee daar in ons lewens. En dan sê Paulus in Efesiërs 6 vers 12, want ons, en onthou as jy die woordjie ons gebruik, sluit jy jouself in. So Paulus, die man wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, sluit homself in toe hy sê, ons heilige gelowiges, se worstelstryd, en daai woordjie worstelstryd beteken 'n stryd om die lewe, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En nou sê mense baie keer vir my, maar Matiaan, ons kerk glo nie in bose geeste nie. Nee, Jesus het hulle uitgeklee aan die kruis, ons glo nie meer daarin. Dis nou interessant. Dis die tipiese argument wat Satan teen ons gebruik, ja, selfs in ons gemeentes. Want, ja, Jesus het hulle uitgeklee aan die kruis, juis sodat ek en jy die autoriteit het om hulle te kan weerstaan. Maar as hulle niks meer aan ons gaan doen, vandat Jesus in die kruis gesterf het nie, hoekom het Paulus en Petrus jare na die kruis hierdie verse geskryf om te sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander loop rond. Waarom het Paulus gesê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig, as daar dan nie meer bose geeste bestaan nie, as hulle niks meer aan ons kan doen nie. Was Paulus dan nou die mekaar? Was Petrus dan nou die mekaar? En is dit dan nou nie waar dat die Heilige Gees hulle gedring het om hierdie goed in die Bybel te skryf nie? Nee mense, ons moet verstaan, dit is presies wat Satan doen, juis met ons gelowiges, om ons nie te wil laat glo wat hierdie boek sê nie, om ons nie te wil laat doen wat hierdie boek sê, om hom te weerstaan, standvastig in die geloof nie. Nou ek was in die weermag baie jare terug, en in enige weermag op aarde, word soldate die volgende 3 goed geleer. Punt 1, ken jou vyand. Punt 2, ken jou wapen. En punt 3, voer jou bevelvoerder se opdrag uit of jy is dood. Nou dit is dieselfde wanneer ons in die liggaam van Christus beweeg. Ons moet weet ons is in 'n oorlog, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. So daarom moet ons ook verstaan, ons moet ons vyand leer ken, ons moet ons wapen leer ken en ons moet ons bevelvoerder se opdragte uitvoer. En waar leer ons dit? Alles hier. Hierin leer ons hoe werk ons vyand. Hierin, en hierdie is die swaard van die Gees, dit is die woord van God, dit is die wapen wat ek en jy moet ken. En weet jy wat? Hy is kragteloos en oneffektief as hy so op jou bedkassie lê of daar in jou boekrak staan. Wanneer word hy skerp is wanneer ek hom oopmaak en begin lees wat hierin staan. Dan kan ek self dit begin toepas in my lewe. Nou hoe werk die vyand in ons verskillende gemeentes om die kerk van Christus aan te val? In die eerste plek, hy veroorsaak konflik in die kerk. Satan wil graag hê dat kerklidmate verskille met mekaar sal kry buite die kerk, want dan gaan dit waarskynlik oorspoel in die kerk in, en dan gaan almal rondom uiteindelik begin kant kies. Jy sien, want, ja nee, wat, ek dink ou Jannie was reg, nee, ek dink weer ou Koos was reg, en uiteindelik is die hele kerk teen mekaar verdeel, omdat hulle nou kant te kies vir Jannie of 'n Koos. Verder wil hy graag hê dat lidmate verskille sal hê oor klein dingetjies, byvoorbeeld die kleur van die matte in die kerk, of oor groter dinge, byvoorbeeld of daar nog 'n verdere diens gehou moet word, of nie, omdat die kerk nou dalk so begin groei.
Satan sal enigiets gebruik om konflik en verdeeldheid te veroorsaak. En mense, weet jy wat? Ek het jare op kerkrade gedien. En ek weet, ons het gestry oor simpel goedjies, soos watter kleermatte ingesit moet word, wat se gordyne gehang moet word, of moet daar nog 'n verder diens gehou word, of moet ons eintlik sekere dienste nou nog afskaf ook. Ek was betrokke, voordat ek Jesus Christus persoonlik geken het, by sulke tipe kerkrade, wat ons presies hierdie tipe van goed oor geargumenteer het. En nou, vandag eers, weet ek wat Satan daai het in daardie gemeentes met ons probeer doen het. Jy sien Hooglied 2 vers 15 sê, vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan aan die bloei. Met ander woorde, dit is nie groot goed wat die wingerde verniel nie, dit is klein jakkalse. Dit is klein goedjies wat Satan begin gebruik, maar dit word 'n massive ding, want hy verniel die wingerd. En Psalm 133 vers 1 tot 3 sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon, met ander woorde verwys na eenheid. Want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Onthou, Satan ken die Bybel beter as ek en jy. Hy ken ook daardie vers. Hy weet, Psalm 133 vers 3 sê, die Here gebied sy seën waar daar eenheid onder broers is. Daarom sal hy wat probeer veroorsaak? Verdeeldheid en konflik. Hoekom? Sodat die Here nie sy seën oor daardie gemeente kan bied nie. Punt 2, uitbranding of moedeloosheid. Hierdie kom uit 'n artikel 7 Ways Satan Attacks the Church van Ron Edmondson. Kyk maar net elke keer watter bronne ek gebruik. Ek gee erkenning aan al die ander skrywers en navorsers wie se werk ek ook gebruik. Satan loves to burn out the church volunteer, staff member or pastor. If he can make them feel they are no longer needed, their work is not appreciated, or that they no longer have anything to offer, he feels he's winning part of the battle. Die derde ene, the spirit of offense, aanstoot. Hier is die ding wat geskryf is deur Terry Washington en sê, I've been hearing of a lot of people in Christ who are offended and holding unforgiveness in their hearts. In the Gospel of Matthew 24, the disciples asked Jesus as he was departing for heaven, what will be the signs of your coming and of the end of the world? And Jesus answered in Matthew 24, verse 10 to 13, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. This day has come. The church has become offended. Members are offended by their pastors, so they leave the church. Employees are offended by their employer, so they quit. Couples are offended in marriage, so they divorce, citing irreconcilable differences. Children and young adults are offended, so they bring guns to school and shoot anyone in their way. We wake up with attitudes, angry, mad, upset. This has become our disposition. Dit is interessant dat Jesus gesê het, hierdie gaan een van die tekens van die eindtye wees, dat mense aanstoot sal neem. Ek het ook 'n hele DVD van sy eie net oor neem ek aanstoot, waar ek in baie meer detail hieroor praat. Punt 4. Gerugte of roemers. Satan wil altyd verdeeldheid in kerke veroorsaak. Hy plant klein saadjies van 'n sappige storie oor iemand in die kerk, byvoorbeeld oor die pastoor of ander lidmate, en dan sit hy terug en kyk hoe daardie saadjies vinnig versprei onder daardie kerk se lidmate. Natuurlik word die storie al hoe groter hoe langer dit aangaan. So mense, moenie gerugte of roemers, hoe sê hulle, entertain, toelaat in julle gemeente nie. Hanteer dit dadelik, gaan praat met daardie betrokke persoon wat met die ding begin het. Number 5, busyness, om besig te wees. Satan loves to distract churchgoers with a plethora of activity that produces little results in kingdom building. Jy sien, baie gemeentes is so besig met allerlei goed. Jy weet, hulle wil hier 'n stuk aanbou en hulle wil daar dit doen en hier dat doen, maar dit het nie noodwendig te doen met die wen van siele nie. Hulle is so besig met allerlei ander goed. Hulle is so besig om nie, ons moet nou 'n nuwe klanksysteem in die kerk inkry en ons moet nou nuwe maniere begin sing en ons moet nuwe dit en ons moet nuwe dat, maar niemand gaan uit en gaan wen siele vir die Here nie, want daai gaan die siele inbring nie, of wat ook al die geval mag wees. Maar die punt is, Satan gebruik 'n magdom verskillende goedjies om ons mee besig te hou, en dan is dit nie altyd noodwendig tot voordeel van die koninkryk of die uitbou van die koninkryk nie. Number 6, lies, leuns. Satan attempts to interject what he calls a half-truth, just a hint of false doctrine, and then watch it disrupt or divide a body. Klein goedjies.
Jy weet, iemand begin die waarheid van die woord verkondig en dan sal iemand inkom en sê, nee, maar dis nie regtig so nie. Daai kan ook werk. Dit kan so ook wees. En net daai bietjie van valse doktrine wat inkom, veroorsaak verdeeldheid weer eens in daardie gemeente, want dit is net so 'n halwe waarheid. Nou, 'n halwe waarheid is 'n volle leuen, my liewe vriende, en Satan is die vader van die leuns. En dan die 7de punt, scandal. Satan loves a good, juicy, gossipy news headline in the local paper. If it will split, divide or destroy a church body, even better. If it will destroy someone's kingdom calling or work, he'll take that too. En kyk maar, selfs op die internet en oral, elke keer as daar iewerster 'n prediker is wat werklik begin opstaan vir die waarheid van die woord, wat gebeur? Satan maak seker dat daar iewerster op die internet of op die koerante of op sosiale nuus, media, iets van hom vertel word wat negatief is, of wat verkeerd is, of waar hy droog gemaak het, of waar hy geval het, of waar hy gesondig het, en dit word aan die groot klok gehang, en almal lag vir hierdie persoon. Dan is daar 'n 8ste punt, die opbreek van huwelike en families. Satan hou daarvan om verhoudinge op te breek, maar veral huwelike. Hy is daarom gewoonlik ernstig agter veral kerkleiers se huwelike aan. Want as hulle huwelike kan val, kan die ripple effek in die gemeente of selfs in die liggaam van Christus baie groot wees, want almal kyk op na hulle pastoor of hulle dominee of hulle leraar, en as sy huwelik dan nou sink, dan sê hulle, ag wel, as hy dan nou kan hierdie goeie doen, en as sy huwelik kan uitmekaar val, hoe gaan ons dit kan doen? Hoe gaan ons kan staande bly? Nee, ons kan hom ook nou maar uitstap uit hierdie huwelikheid. Satan hou verder daarvan as hy families, wat aan dieselfde kerk behoort, kan kry om onder mekaar en selfs in die kerk met mekaar te beklei. Satan weet, as hy 'n huis of 'n familie kan opbreek, kan hy daardeur selfs moontlik die kerk vernietig. Hoekom sê ek dit? Want Satan ken die Bybel en hy weet in Matteus 12 vers 25 het Jesus mos gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, of elke huis wat teen homself verdeeld is, kan nie staande bly nie. So dis wat hy probeer veroorsaak. Number 9, false teaching. Most of my work with evangelical churches, and I don't often see blatant false teaching. Hierdie is nou geskryf deur Chuck Lawless, Outweighs the Enemy Attacks Churches. Now say, what I see is much more subtle than that. Small group leaders teaching unbiblical theology with no internal system in place to recognize or address that problem. Mense, ons moet weet, ons moet verantwoordbaar wees teenoor mekaar in 'n gemeente. En ons moet dieselfde taal praat. Ons moenie onbybelse goed toelaat wanneer ons nou in klein groepies begin opdeel en dan sê nee, maar ek sien dit so en ek sien dit so en hierdie is my opinie. Mense, daar is nie 'n boek van opinie in die Bybel nie. Ons moet staan op wat die woord sê en ons moet verkondig wat die woord sê en ons moet mekaar tot verantwoording kan roep in die liggaam van Christus. As jy sien, jou broer of jou suster is nie in lyn met die woord nie, moet dit vir mekaar kan sê. Die volgende een is no oversight or accountability. Dis daai verantwoordbaarheid wat ek van gepraat het. About curriculum taught in small groups. Theologically suspect material in the literature rack. En hy loop saam met problematic recommended reading in the church library. Jy weet, soos byvoorbeeld groot gemeentes en dis meer wat die boek van The Shack in hulle biblioteek van die gemeente het, of die fliek van The Shack vir hulle mense wys. Mense, The Shack is 'n 100% new age boek. Ons kan nie as gelowiges daardie tipe materiaal in ons gemeentes toelaat nie. En dis maar een voorbeeld van baie. Ek kom in baie gemeentes dwars deur die land en ek sien baie van hierdie theologically suspect materiaal in hulle biblioteke of die recommended reading wat hulle baie keer voor in die kerk en dan sê hulle stel voor hierdie boek moet gelees word, maar is nie in lyn met die skrif altyd nie. Dan music lyrics that promote bad theology. Ons moet versigtig wees wat ons sing. Wat selfs in ons praise en worship liedjies is daar baie keer goed wat ons sing wat nie skriftuurlik korrek is nie. En dan wonder ons wat gaan aan. Soos byvoorbeeld daar's 'n spesifieke liedjie wat ek self baie lief vir is, waar ons sing dat John saw the lion lay down with the lamb. Mense, daar's nie een vers in die Bybel wat sê dat die leeu saam met die lam gaan lê nie. Jy kan dit maar gaan soek, daar bestaan nie so vers nie, maar almal sing hierdie woorde en almal praat hierdie woorde asof dit in die skrif sou staan. Die feit dat ons dit 'n gospel liedjie noem, maak dit nie noodwendig reg in lyn met die skrif nie. En dan die laaste een, 'n poor exegesis of biblical texts, die uitleg, swak uitleg van wat die Bybel pertinent sê. Dan punt 10, geheime sonde. Tragiese stories word vertel van kerke wat nie wou groei nie. Konsultante is ingeroep om hulle te help om die probleme te identifiseer, nadat alles omtrent oorgedoen is. Byvoorbeeld infrastruktuur, nuwe programme, personeel herstrukturering, opgradering van fasiliteite ensovoorts ensovoorts.
kom dit egter later uit dat daar 'n groter probleem was. Iemand in die kerkleierskap het in een of ander geheime sonde aanhou lewe terwyl hy besig was met sy daaglikse bedienings. Nou hierdie is 'n baie belangrike punt, want 1 Tessalonisense 5:22 sê, onthou julle van elke vorm van kwaad. Die King James noem dit, abstain from all appearance of evil. En mense, weet jy wat? Hierdie is baie belangrik. Abstain from all appearance of evil. So as daar net 'n vorm, net 'n appearance van evil, van sonde is, dan is jou hele getuienis daarmee. So byvoorbeeld, as jy en die man met wie jy in 'n verhouding is, of jy en die meisie met wie jy in 'n verhouding is, nog nie getroud is nie, en julle bly saam, dan is daar an appearance of evil. En jy kan vir my sê, Tiaan, maar ons slaap nie in dieselfde kamer nie. Ek sal jou waarskynlik glo, die Here sal jou glo, maar gaan jou bure jou glo. Want as julle ligte afgaan in die nag, en jou kar staan voor die deur en haar kar staan voor die deur, gaan die bure jou glo dat julle in dieselfde kamer slaap nie? Nee mense, jy moet een ding verstaan, daar is an appearance of sin. Daar is 'n vorm van kwaad, en weerhou jou daarvan. Abstain from all appearance of evil. Maar die punt is hier, wat die Satan ook hier wil gebruik, die geheime sondes in 'n gemeente. Daar is een persoon in 'n kerkleiergroep, die hele gemeente, dit gaan sleg met die gemeente en almal wonder wat gaan aan, want iemand in die kerkleiergroep het gesondig en dit affekteer daar die hele gemeente. Hoe kan ek dit sê? Kom ons lees Josua 7 vers 1 tot 11. Julle ken die storie van Jerigo. Toe hulle Jerigo sou gaan inneem, toe sê die Here, maar julle vat niks van Jerigo nie. Al daai goeders is onder die ban, dit behoort aan die Here. So niemand van julle mag van hierdie goed vat nie. Toe word Jerigo ingeneem, en raai wat, een man, Achan gaan en hy gaan vat van hierdie bangoed. En daarna, toe gaan beklei hulle teen 'n klein dorpie met die naam van Ai, en omtrent 36 van die Israeliete word doodgemaak, en Josua gaan lê op sy aangesig voor die Here, en die Here sê, nee, staan op, kom ek vertel jy wat het gebeur. Dan sê hy vir Josua, die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Achan het van die bangoed geneem. Kyk mooi wat staan hierso. Een man, Achan, gaan neem van die bangoed, in ongehoorsaamheid aan die woord van die Here, en die Here sê, die kinders van Israel het hulle vergryp, sodat die toorn van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Israel het gesondig, sê die Here, en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed, en ook gesteel en selfs heimlik by hulle goed gevoeg. So kyk nou mooi, een man neem, maar die Here sê, die hele Israel het gesondig. So as daar een persoon in 'n gemeente, in 'n kerkleiergroep is, wat moet leiding gee, en as hy in geheime sondes is, of het pornografie is, seksueel, ons gaan nou 'n paar teksverse rondom dit kyk, of waar hy van die geld van die gemeente vat, of wat ook al, een persoon se optrede gaan maak dat die hele gemeente daardeur geestelik geaffekteer word. Maar kom ons kyk nou na die seksuele sondes, want dit is ons maar gewoonlik die mees algemene ene waarin die meeste mense verval, want Satan wil dit spesifiek teen kerkleiers ook gebruik, om hulle seksueel te laat val en hierdie geheime sonde te laat lewe. Die Bybel sê jou siel raak verkleef aan daardie persoon. Ons praat van goddelose sielsbande, ek hanteer dit in meer detail op my DVD's, van identifiseer die leuen en van praktiese geestelike oorlogvoering, jy kan dit ook kry as jy so belangstel. Maar in Genesis 34 vers 2 en 3 staan daar, toe Sichem, die seun van Hemor, die Hiwit, die vors van die land wat Dina sien, het haar gegryp en met haar gemeenskap gehad en haar onteer, en sy siel het verkleef geraak aan Dina. Dan sê die mense, ja maar hoekom kan 'n ou dit nie doen nie? Jong mense veral is geneig om te sê, maar hoekom kan ons nie by mekaar slaap buite die huwelik nie? Wel, dis teen die woord van God. Kom ons lees dit ook in Genesis 39 vers 7 tot 9. Na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Kyk nou mooi. Potifar se vrou rig 'n blaatante uitnodiging aan Josef en sê, kom hou gemeenskap met my. Kom slaap by my. Maar hy het geweier. Hoekom het hy geweier? Want hy was 'n man van God. En aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie. En alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en het my niks onthou nie, behalwe u, omdat u sy vrou is. Kyk na die laaste vers. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? En daar is die punt, mense. Jy moet verstaan, as jy seksueel met iemand verkeer buite die huwelik, is dit sonde teen God. Al het daardie persoon jou uitgenooi, al het daardie persoon jou toestemming gegee, al hierdie regte argumente wat die mense wil gebruik, die Christene wat hulle sondes wil regverdig, deur te sê, ja, maar sy het haar toestemming gegee, ja, maar ons het dit saam besluit, ja, dis reg, ons het dit nou maar, ons wat, nee mense,
Dis nog steeds sonde teen God. En veral as kerkleiergroep in sulke sondes verval, gebruik die Satan dit lekker om daardie gemeente uitmekaar uit te skeer. En ons kan bly wees, ons lewe nie meer in die Ou Testamentiese tyd. Dan kyk in Levitikus 20 vers 10 lees ons, en as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen sekerlik gedood word. Deuteronomium 22 vers 22 sê, as 'n man betrap word terwyl hy met 'n getroude vrou gemeenskap het, moet hulle albei sterwe. Die man wat met die vrou gemeenskap gehad het en die vrou, so moet jy dan die kwaad uit Israel uitroei. Kyk mooi wat noem die Here dit, hy noem dit die kwaad, as daar gemeenskap buite die huwelik is. Hulle is daai tyd met klippe doodgegooi. Nou ek het ook 'n hele dubbel DVD stel net oor seks en die woord van God. Jy kan dit ook gerus kry as jy wil, om te sien wat sê die Bybel alles oor seks, want ons preek ons ook nie daaroor in ons gemeentes nie. Want ons wil nie daaroor praat nie, en juist daardeur gebeur dit dat die Satan ons in hierdie geheime sondes intrek, ook in ons gemeentes en ook in kerkleierskappe in. Maar die punt is, seks buite die huwelik was vir God so erg dat hy in die Ou Testament laat doodgooi het met klippe. En ek vra die vraag, as seks buite die huwelik vir God so erg was dat hulle doodgooi het met klippe in die Ou Testament, wat maar laat ons dink dis vandag vir God aanvaarbaar, want ek lees tog in Maleagi 3 vers 6, want ek die Here het nie verander nie. En Hebreërs 13 vers 8 sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. So daardie God wat nog nooit verander het nie, wat hulle in die Ou Testament laat doodgooi het met klippe, wat laat ons dink dis vandag vir hom aanvaarbaar as ons seks buite die huwelik het. En ja, ongelukkig, vandag nog omdat God se beginsels vas staan. As daar seks buite die huwelik is, sterf iets, my liewe vriende. Daar's 'n huwelik wat sterf of twee huwelike wat sterf. Daar's 'n verhouding tussen 'n pa en sy kinders wat sterf of 'n ma en 'n kinders wat sterf, want hulle begin kante kies tussen pa en ma. Finansies sterf in baie gevalle ook. En raai wat sterf ook? Gemeentes. Gemeentes sterf ook as gevolg van 'n pastoor of 'n dominee wat 'n seksuele sondes was en dis toe uitgevind en toe die hele gemeente uitmekaar uitgeskeer. Want sommige mense kon dit nie aanvaar nie, ander mense kon hom nie vergewe nie, dat bitterheid gekom, dat verdeeldheid gekom en Satan lag. Die volgende punt wat Satan gebruik is transfer growth diversion, punt 11. Let me summarize this point. The enemy is seldom threatened when churches grow only by swapping sheep with other churches down the street or across the city. Transfer growth often distracts believers from doing evangelism and thus plays into the enemy's hands. Jy sien my broer en my suster, jy moet verstaan, julle gemeente groei nie as daar maar net ander mense van ander gemeentes oorgekom het na julle toe nie. Niemand niets is gered nie. Gemeentes groei, transfer, geestelike groei, is wanneer gemeentes uitgaan om evangelisasiewerk te doen en nuwe bekeerlinge inbring in die gemeente. Dit is geestelike groei. Nie net transfer growth nie, maar baie gemeentes is so opgewonde omdat hulle kerk groei as gevolg van mense wat van ander kerke af oorkom na hulle toe, dat hulle dink hulle groei. Want tussen groei die liggaam van Christus glad nie, want daar is geen nuwe bekeerling wat bygekom het nie. Number 12, self-dependence. Some churches, I'm convinced, would continue to exist for some time, even if God withdrew His presence. That is, they operate in their own strength and ability, but they do it well. Often they have enough size that decline is almost imperceptible. Their leaders are natural fixers, and they tend to fix first and pray second. Jy sien, want baie ouens daar buite, ek was weer eens self op 'n kerkraad, waar ons gesê het, weet jy wat, ons moet daardie man op hierdie kerkraad kry, want hy is daarom 'n sterk finansiële leier. Ons moet daardie ou op hierdie kerkraad kry, want hy het daarom 'n MBA graad, of hy het 'n dit se graad, of 'n dat se graad. Hy sal dit kan regmaak, as ons probleme met dit het, sal hy dit kan hanteer. En nou, weet jy wat, dit is self-dependence. Daar is nie werklik 'n verhouding met God nie, daar is nie werklik ons vertrou op God, ons bid nie eers en dan probeer ons planne maak nie. Nee, ons maak sommer klaar ons planne voordat ons nog bid. Though these churches may speak passionately about the power of God, they rely more on their own power. Number 13, discipleship distraction. The enemy delights in churches that have no strategic, effective discipleship strategy. After all, these churches have no plan to teach believers how to wear the full armor of God. They frequently leave new believers to fight battles on their own, select unprepared persons for leadership, and then provide no training for those leaders. Because no one discipled them uit die woord uit.
their members often lose battles in a spiritual war they did not know exist. Want jy sien, hierdie nuwe persoon, hierdie nuwe bekeerling of hierdie nuwe persoon op die leiergroep, het nog nie geleer hoe val Satan hulle aan nie. Niemand het hulle geleer nie, niemand het hulle gedisipel om vir hulle te sê, hoorie, wees nigter en waaksaam, kyk hierna, oppas vir daai, hierdie moet jy na daai kyk. Niemand het dit met hulle gedoen nie, nou kom die aanslag teen hulle en hulle val uit mekaar uit. Number 14, hopelessness. It is easy to get there. Church leaders give all they have to give, yet with few results. The church is dying but unwilling to change. Lay leaders protect their turf. Staff members sometimes battle among themselves. Seemingly, no lives are experiencing transformation. What's the point? The enemy asks. Why not just give up? En mense, ek kan jou sê, ek slaap in baie pastorieë dwars deur Suid-Afrika. En ek hoor hierdie storie oor en oor van dominees, pastore, wat net moeg word. Wat net sê, maar wat is die punt? Hoekom moet ek nie maar net opgee nie? Want my gemeente sê my sleg. Die gemeente praat agter my rug. Die gemeente is kinder van my. Daar is geen bemoediging nie. Daar is geen samesyn nie. En die vyand lag lekker. En dan punt 15, 'n baie belangrike punt. Ecumenism, of die ekumeniese beweging, wat almal daar buite van praat. Now, ecumenism is the doctrine of the ecumenical movement promoting cooperation and better understanding among different religious denominations aimed at universal Christian unity. En mense, hierdie ding spesifiek word gedryf deur die Rooms-Katolieke Kerk. Die paus sit bokant dit en hy wil juis hê ons moet nou almal weer onder Rooms-Katolicisme inkom, veral die protestante. En die 31 Oktober 2017, met die herdenking van die 500ste bestaansjaar van die hervorming, toe Martin Luther die 95 leerstellings teen die kerk van Wittenberg se deur vasgespijker het. Dis 500 jaar later nou, en die paus gesê, maar die hervorming is verby. The protest is over. Ons almal is nou weer een. Ons almal dien dieselfde Here. Mense, ek is baie jammer. Daar is geen manier wat ons ooit daarmee kan saamstem nie. Ek het ook 'n dubbel DVD stel oor Rooms-Katolicisme versus die Bybel. Ons dien nie dieselfde God as die Rooms-Katolieke nie. Die Rooms-Katolieke sê in soveel woorde, the Pope is Jesus Christ under the veil of the flesh. Ek dien nie daardie man nie. Ek dien die ware Jesus Christus, wat aan 'n kruis gesterf het, opgestaan het uit die dood, het opgevaar het na die hemel, gaan sit het aan die regterhand van die Vader, en vir my die Heilige Gees gestuur het. So nee, ek is jammer. Die protest is not over. Spesifiek nie wat my betref nie. Jy kies wat jy gaan doen, maar die Rooms-Katolieke Kerk dryf nou hierdie ding van, nee, maar ons almal dien dieselfde God. Ek het ook 'n DVD opgeneem oor Christendom versus Islam, waar die Rooms-Katolieke Kerk selfs die moslems our brothers and sisters noem. Dis nie dieselfde God wat ons dien nie, my liewe vriende. Ons moet verstaan, hierdie is die ekumeniese beweging. Van ons kan maar almal saam bid. Jy weet, ons kan almal gaan saam bid vir reën. Ons en die moslems en die hindoes nie kan nie. Ek is jammer. Jy kan nie saam met 'n Rooms-Katoliek gaan bid nie. Hoekom nie? Want ons bid nie tot dieselfde God nie. Die Rooms-Katoliek bid deur Moeder Maria en deur die oorlede saints, the dead saints, bid hy tot God. Dit is nie wat my en jou Bybel sê nie. Ons bid slegs deur Jesus Christus. So jy kan nie gaan amen sê op 'n gebed wat deur die paus gebid is nie. Jy kan nie gaan amen sê op die gebed wat deur 'n Rooms-Katoliek gebid is nie. Jy kan nie gaan amen sê op die gebed wat deur 'n moslim gebid is nie, want hy bid tot Allah. Dis 'n ander God, dis 'n God van haat, van oorlog, van doodmaak. Jy kan nie gaan amen sê op 'n gebed wat 'n hindoe saam met jou gebid het nie. So daar is geen manier wat ons deel kan wees van die ekumeniese beweging nie, my liewe vriende. As jy jouself 'n protestant noem, wat staan op die woord van God, die Bybel, en jy sê die skrif alleen, sola scriptura, want dit was die uitroep van die hervorming daardie jare, die skrif alleen, nie die tradisies in die woorde van die paus ook nie, slegs die skrif, dan moet jy weet, jy kan nie saam met hulle gaan nie. En dit staan eintlik in die Bybel. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 16 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. So, as ons dan sê, goed, ons gaan nou almal vir reën bid, dan trek ons by daardie byeenkoms in dieselfde juk. Nou as jy gaan vir reën bid saam met die moslim, dan trek jy saam met 'n ongelowige in dieselfde juk, terwyl die Bybel sê, moenie. So hoe lank gaan ons nog ongehoorsaam wees? Hoe lank gaan ons nog dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie? Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Punt 1. Want watter deelgenootskap, en in die Engels is daardie woord fellowship or participation, het die geregtigheid met die ongeregtigheid. Punt 2.
En watter gemeenskap, communion or partnership, het die lig met die duisternis? Punt 3. En watter ooreenstemming, concord or accordance, het Christus met Belial? Punt 4. Of watter aandeel, part or share, het die gelowige met die ongelowige? Punt 5. Of watter ooreenkoms, in company with or in accord with, het die tempel van God met die afgode? Hoeveel duideliker wil jy dit nog hê? Dat jy nie saam met ongelowiges in dieselfde juk kan trek, in dieselfde ekumeniese beweging kan gaan deelneem aan 'n spesifieke biddag, of wat ook al waar daar ander ongelowiges betrokke is nie. Hierdie is 'n ding wat geskryf is deur Dave Stewart, en hy sê, ecumenicals speak about love, unity and fellowship. Jy sien, dis altyd wat hulle sê, nee, maar dit gaan oor eenheid, oor liefde en oor fellowship. But in reality, they are promoting sinful compromise with God's enemies. The Bible says Jesus came to turn family members against each other. Luke 12 verse 53. Lees dit gerus. What does this mean? It means that people will give you up. Even your own family will abandon you sometimes when you stand for the truth of God's word. Ecumenicals blame radically minded, bigoted, Bible-believing Christians for all the evil in the world. Nou daai radically minded, bigoted, Bible-believing Christians, dis nou ek en jy. Ouens wat werklik glo wat hierdie Bybel sê en wil doen wat hier staan. Jy sien, hulle blameer ons vir al die sonde in die wêreld. Sê ja, dis julle wat al die haat en die verdeeldheid veroorsaak, want julle is nie bereid om almal net lief te hê rondom julle nie. They talk about how we should all get along with each other and set aside our religious differences. They continually teach that love is what the world needs. Ja, al die hippies het dit ook gesê, maar weet jy wat, hulle was nie in lyn met die skrif nie. This all sounds fine and dandy, but when you strip away the outer facade of sheepskin, you'll find sinful compromise and a total disregard for biblical truth. In the mind of the ecumenical, nothing matters except love and unity. Hence, they will never criticize anyone's beliefs, no matter how unbiblical they may be. In fact, they would follow the Antichrist if he rose to power tomorrow. That is exactly what Satan's plan is for the ecumenical movement. That is, to lead all the religious denominations into a one-world religion that worships the beast. En so mense, wat selfs groot name, soos Kenneth Copeland en dies meer, ingetrek onder die paus, en wat hy sê, nee, ons stem nou saam, ons bid nou saam, ons is nou in eenheid. En so word die mense ingetrek in hierdie een wêreld stelsel in, die een wêreld geloofstelsel, wat jy dit ook al wil noem, maar die punt is die nuwe wêreldorde wat gaan kom, wat tekens is van hierdie eindtye, voordat Jesus weer gaan kom. Followers of the ecumenical movement span a broad spectrum of varied walks of life. Nearly all musicians, singers, entertainers, and celebrities are extremely ecumenical, including professed Christians. None of them have the courage to dare say that Christianity is the only true path to heaven. To do so would seriously jeopardize their careers. John 12 verse 43 says, they choose the praise of men more than the praise of God. Ecumenicalists are deceivers, hypocrites, and liars who reject the Bible as the final authority. They speak of love and unity, but they are some of the most closed-minded people in the world, condemning anyone who is dogmatic in their beliefs. Jy sien, hulle praat van liefde en eenheid, maar die oomblik as jy nie met hulle saamstem nie, dan vervloek hulle jou, en vertel hulle vir jou hoe hatig jy is, en hoe wreed jy is, en hoe dit jy is, en hoe dat jy is, terwyl hulle, die mense is wat almal judge en veroordeel wat nie met hulle saamstem nie. Ecumenism is the religion of the New World Order, where anyone is allowed to believe anything except biblical Christianity. They say that we should all be tolerant of other faiths and beliefs. Dit sê die moslems ook. But they are extremely intolerant themselves of biblical Christianity. Is dit nie interessant dat dit nou juist so is, dat hulle wat sê, love and unity, ons moet lief wees vir mekaar, en eenheid wees vir mekaar, ons moet mekaar aanvaar vir wie ons is, en vir ons verskillende gelowe, dat die oomblik sê vir hulle sê, nee, kom ons wees gehoorsaam aan die woord en sê, nee, julle is besig met haatspraak, nee, julle is nie lief vir almal, julle is nie lief vir die homoseksuele nie, julle is nie lief vir die, nee mense, ek nie vir, ons is lief vir almal, en juist omdat ons lief is, moet ons die wêreld waarsku.
Liefde is nie, ag ek weet jy's besig met sonde, ag ek weet jy's op pad hel toe, maar baie lief vir jou. Nee, dis nie hoe liefde werk nie. Liefde werk, ek moet jou waarsku, ek moet jou vermaan, soos wat jy my moet vermaan, as ek nie meer in lyn met die skrif is nie. Maar die ekumeniese beweging kan dit nie aanvaar nie. Daarom is dit makliker vir hulle om ons ouens, wat staan vir die waarheid van die woord, te judge, te condemn, te oordeel en te veroordeel. En te sê, dit is julle. Julle veroorsaak al die haat in die wêreld. Julle Christene, julle klomp radikale, fundamentalistiese Christene. Dit is julle wat al hierdie goeders veroorsaak. Dan, tot hulle die dag voor die troon staan, dan wonder ek, wat gaan hulle vir Here sê? Maar kom ons lees, hoe het die paus dit al daar in 2005 gesê, die vorige paus? Benedict die 16e, Ratzinger, Vatican City, November the 30th, 2005. Hy het die volgende gesê: Whoever seeks peace and the good of the community with a pure conscience and keeps alive the desire for the transcendent will be saved even if he lacks biblical faith. So, Benedict het gesê, solank jy vrede soek en dit wat goed is vir jou gemeenskap met 'n skoon gewete en nog steeds sê, nee, ek weet ek het hoop op die ewigheid, dan sal jy gered word, selfs al het jy nie Bybelse geloof nie, het hy gesê. So wie sluit dit nou allemaal in? Die res, die Hindoes, die Moslems, die witch doctors, noem hulle, is allemaal daar ingesluit dan. As dit wat die paus sê waar is, dan kan enig iemand gered word, al het hy nie Bybelse geloof nie. The Pope made this affirmation today at the general audience, commenting on a meditation written by St. Augustine. So mense, dis nie wat die Bybel sê nie. In John 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And in John 14 verse 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So dit wat die paus daar gesê het, is lynreg teenstrydig met die Bybel. Maar omdat almal die paus glo, sê hulle, ja, sien jy, ons kan almal gered word, want ons is almal goeie oukies, ons almal wil vrede hê, ons almal wil liefde hê, maar ons is nou nie geworried oor die Bybel nie. Nee, ek is jammer, hulle gaan 'n groot surprise kry die dag as hulle voor die troon staan. Ecumenicalism refuses to recognize any minister as being of the devil. Ecumenism tolerates the wicked Catholic religion, which is straight out of the pits of hell. Someone needs to speak the truth of God's word. Satan is a liar, and his ministers in Catholicism are liars. And anyone who teaches a path to heaven without Jesus Christ is a liar. Liars, liars, liars. The world is filled with liars. Let God be true, but every man a liar, sê, en hy verwys dan na Romans 3 verse 4. The ecumenical movement exists because the devil is a liar. People who don't care are attracted to the ecumenical movement, which demands no loyalty to any one belief or person, whereas biblical Christianity demands strict loyalty to the Lord Jesus Christ. En dit wil die meeste mense daar buite nie hoor nie. Hulle wil nie gehoorsaam wees in die woord en klaarmaak met hulle sondes nie, so hulle sal agter mense aangaan wat hulle sê, ag moenie worry nie man, solank jy lief is vir jou vrou en vir jou naaste, solank jy lief is vir die mense om jou, solank jy hulle aanvaar vir wie hulle is, of hulle nou besig is met sonde of nie, aanvaar hulle net vir wie hulle is, dis nou maar wie hulle is. Nee mense, dis 'n leuen. Since Satan is a liar whose purpose is to kill, steal and destroy, John 10 verse 10, he must mislead people with false religions. The ecumenical movement attempt to legitimize false religions. But biblical Christianity shines the light of God's word upon the darkness and exposes Satan's true agenda. Ecumenism is a lie of the devil, which stinks with a stench of rotting religion and self-righteous spiritual corpses. Hierdie man is redelik duidelik oor hoe hy dit stel, nee. The ecumenical movement is nothing more than Satan trying to legitimize all false religions. Whereas the Bible proclaims the doctrine of Jesus Christ, 2 John 1 verse 9. Ecumenism indoctrinates people with man-made traditions and worldly philosophies that are falsehoods and lies of Satan. The Bible does not teach religion, it teaches the truth. En ek sê dit baie kere, religion is dead, relationship with Jesus is life, nee? Godsdienst is dood, maar verhouding met Jesus is lewe, want verhouding met Jesus bring die waarheid in ons lewens in.
En in Jesaja 42 vers 8 lees ons ook, ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesneede beelde nie. Sien mense, dit is die punt. Die Here sal sy eer aan geen ander gee nie. Hy deel nie sy eer met ander gode en ander afgode nie. So hy sal nie die podium deel met ander gode nie, want hy gee sy eer aan geen ander nie. So het ek getuienis van 'n persoonlike vriend van my, Dominee Skouwer Du Plessis, baie van julle het hom ook geken. Hy het vir jare lank het hy kampe saam met ons aangebied en hy is 'n klompie jare terug oorlede. En hy het onder andere van my getuienis gegee, eendag van 'n ouetjie wat uit Satanisme uitgekom het, wat by hom was en van hom gesê het, ek sal julle God aanneem, as jy my kan sê, wat maak julle God beter as myne, want ek het 7 gode. En ons Skouwer sê, wat bedoel hy? Sê, wel, elke oggend het ek stilte tyd. En dan verskyn al 7 my gode voor my. En ek dink hy het nogal gesê, die een was Boeddha, en die een was Krishna, en die een was dit, en die een was dat. Maar die 7de ene was Jesus. Ons Skouwer sê van, wat bedoel jy Jesus? Hy sê, ja, die 7de ene wat voor my verskyn elke oggend, as ek besig is met my stilte tyd, is Jesus. Ons Skouwer sê van, hoe lyk hierdie Jesus? Hy sê, wel, soos die prentjies wat jy sien van Jesus. Langerige hare, wit kleed aan, met sulke, wat ons altyd noem, Jerusalem plakkies. Die sandale wat hy gedra het in daai tyd. En ons Skouwer sê van, ja, en wat vertel die Jesus vir jou elke oggend? Hy sê, quoteer vir my skrif. Hy half my die Bybel aan. Hierdie ander 6 half my sê vir my allerlei goed wat nou my 'n goeie mens sal maak en wat ek moet doen vir die dag en. Maar Jesus het vir my skrif aangehaal. En ons Skouwer sê, dit het hom nogal bietjie geruk. En hy gaan toe na die Here toe, hy sê, Here, U moet my nou help. Wat sê ek vir hierdie jong man? En toe gee die Here vir hom hierdie vers, waar die Here sê, ek deel my eer met geen ander. En hy sê vir hom, Skouwer, ek sal nie saam met ander gode voor hierdie man of voor enige iemand verskyn nie, want ek deel nie my eer met enige ander nie. Vra hom dat ons daardie Jesus aan hom openbaar maak. En ons Skouwer vra vir hierdie jong man, kan ons bid dat die Here hierdie Jesus wat voor jou verskyn in jou openbaar hom kan? Hy sê, ja, is reg. En ons Skouwer sê, Here, openbaar hierdie ding. En die volgende oomblik te word daardie demoon wat hom as Jesus kom voordoen het, want die Bybel sê in 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15, Satan doen homself voor as 'n engel van die lig. Toe word hy geopenbaar in al sy wrede horror. En hierdie jong man het op sy aangesig neergeslaan en gesê, Oom Skouwer, ek soek daai God wat jy dien, en hy het sy hart vir die Here gegee. En net so moet jy verstaan, my liewe vriende, die Here sal nie sy eer met die gode van die moslems deel nie, of met die gode van die hindoes deel nie. Hy gee sy eer aan geen ander nie, en as jy jouself 'n Christen noem, 'n ware, Bybelse, gelowige, Heilige Gees vervulde kind van die Here, kan jy nie deel wees van die ekumeniese beweging. Maak nie saak wat jou kerk daarvan sê nie, jy moet opstaan vir die waarheid van die woord. Jy sien, en dis nou jy se punt, die oomblik as jy nou gaan opstaan, dan gaan hulle sê, ja, sien jy, dis jy wat nou weer die verdeeldheid in hierdie gemeente bring, want jy wil nou nie saam met almal gaan nie, jy het nie liefde in jou nie, jy's liefdeloos, jy's hard, en dis nie goed wat hulle van jou gaan sê, maar dis, daar moet jy weet, daar kan ons nie compromise nie, ons kan nie 'n kompromie aangaan met die vyand nie, ons moet opstaan vir die waarheid van God se woord, want dit gaan alles net oor hom. By punt 2 gaan ons nou kyk na spesifieke geeste wat kerke teiken. En die eerste ene is the spirit of religion, die gees van godsdiens. Hierdie is 'n ding wat geskryf is deur Ron Phillips, the 7 demons that may be attacking your church. Ek het net elke keer 'n paar ander goeders bygesit ook by elkeen van hierdie dinge, net om vir jou te wys, dis eintlik baie wyer nog as wat selfs hierdie mense ook geskryf het. The church at Ephesus had left their first love, Revelation 2 verse 4. They were doctrinally sound and had everything in order, but they had lost their passion for God. Nou, dis een van die goed wat die gees van godsdienst doen. Hy wil maak dat jy jou passie vir God verloor. Nou, hoe werk hierdie gees? Ons kry sy karaktereienskappe in 3 Johannes 1 vers 9 en 10. Johannes het wat? Met sy kop op Jesus se bors gelê. Johannes was Jesus se favourite disipel. Johannes is die ou wat die boek vir Openbaring geskryf het. So Johannes het openbaringskennis van Jesus Christus as die seun van God, wat geen ander mens het nie. Hy skrywe die volgende. Ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefus wat onder hulle die eerste wil wees. Jy sien 'n persoon met die godsdienstige gees wil altyd eer en erkenning by mense hê. O, ek is die leier ouderling hier. Ek is dit in hierdie gemeente. O, ek doen dat in hierdie gemeente. Jy weet, ek wil erkenning by mense hê. Diotrefus wat onder hulle die eerste wil wees. Steur hom nie aan ons nie. Aan wie steur Diotrefus hom nie? Aan Johannes. Die man wat Jesus Christus ken, persoonlik, intiem, op spesifieke, intieme maniere. Diotrefus sê, ag, wie is ou Johannes?
Ek hoef my nie aan hom te steur nie. Nou net so vandag nog, maak die godsdienstige gees dat baie, selfs geestelike leiers in gemeentes, nie wil luister na kinders van die Here nie, want wie's hy? Wie dink hy is hy? Ek is dit en ek is die en ek is, en daar gaan die mense. Jy sien, hulle weier om te luister na nuwe geestelike leiding. Daarom as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met slegte woorde teen ons uit te vaar. Daaruit leer ons dat 'n persoon met die godsdienstige gees veroordeel en kritiseer heeltyd ander mense en bou hulle nie op nie. Vind deurlopend fout met ander mense, nooit met hulle self nie. En hiermee nie tevrede nie, ontvang nie alleen self die broeders nie gasvry nie. Sien, hierdie mense wat die godsdienstgees het, is altyd suspisieus van 'n nuwe beweging van God, terwyl die Bybel tog vir ons sê, ons moet nuwe wyn in nuwe wynsakke gooi. Maar hy verhinder ook die wat dit wil doen. Hulle wil nooit aansluit by enigiets buite hulle self nie, bly in en verwys altyd na die dinge van die verlede, terwyl die woord tog sê ons almal ken ten dele. So as jy nie bereid is om te leer by ander gelowiges nie, het jy 'n gebrek. Maak nie saak watter pastoor jy is nie, maak nie saak watter dominee is nie, maak nie saak watter professor jy is nie, maak nie saak watter dokter jy is nie. As jy nie bereid is om ook by ander mense te leer nie, is jy armer daaraan af wat geestelike dinge betref. En hulle werp hulle uit die gemeente uit. So hierdie mense weier om enige advies van mense te aanvaar oor nuwe dinge van God en staan alles teen. Jy gaan niks van my sê nie. Ek weet waar alles gaan. Terwyl Spreuke 11 vers 14 en Spreuke 12 vers 15 sê, in die veelheid van raadgewers is daar wysheid en kennis. Ons moet juist by mekaar kan leer. Ek het ook 'n hele DVD oor God se puzzle, oor hoe die stukkies van God se legkaart in mekaar steek en hoe ons 'n liggaam is en mekaar nodig het. Number 2, the spirit of intimidation. The church at Smyrna endured persecution, and many members suffered martyrdom. With this threat, Satan tries to strike fear in the hearts of believers by sending intimidation to frighten us away from faithfulness to God and His word. Jy sien, hy sê vir ons, ja, sien jy weet hierdie ouens se koppe gaan afgekap word, ja, die martelaars is doodgemaak. Is jy bereid om dood te gaan vir jou geloof? Want baie gelowiges is nie. Baie gelowiges wat groot kerke het en so aan, as jy 'n revolver teen sy kop gaan druk en sê, ontken Jesus, of ek trek jy sneller, dan wonder ek wie gaan sê, trek jy sneller. Want baie min mense is bereid om werklik so op te staan. Maar dit is met hierdie dreigement van, is jy bereid om te sterf vir jou geloof, die vervolginge kom, dat baie Christene sê, nee, wag, ek sien nie kansie vir hom, kom ons los dit maar. Jy sien, hy gebruik dit teen ons, om ons nou juist, daai spirit of intimidation, daai gees van intimidasie, gebruik hy om ons lou te maak, en koud te maak, en weg te trek van die Here af. Number 3, the spirit of compromise. We must repent of compromise. The church at Pergamos had some weaknesses to be dealt with. There were doctrinal problems along with problems with some of their deacons and leadership. One in particular is mentioned, Nicholas, who began teaching heresy and leading others into sin. How sad when a leader goes bad and quits truly serving the Lord. Mense, ek het baie sulke getuienisse in hierdie selfde Suid-Afrika van ons, van gemeenteleiers wat uiteindelik net weggeval het van die Here af. Oftentimes they lead others astray and take others with them. Yet another conflict in the Pergamos church was a discipline problem. They tolerated the mess they were in by overlooking the sin in their own camp. Jesus called them to repentance. Jy sien, ons kan nie kompromie aangaan met die koninkryk van duisternis ten koste van die woord van God nie. As die woord sê ons mag sekere goed nie doen nie, dan mag ons dit nie doen nie, en dan bly ons weg daarvan in die naam van Jesus Christus. Number 4, the spirit of Jezebel. When the spirit of Jezebel begins to manifest in the church, it seeks a high seat in the church or a place of dominance. Usually it will manifest in someone who wants to teach or lead, usually leading them astray. To find that place of leadership, Jezebel must look and act in a spiritual manner. Nou mense, ek het ook 'n hele DVD net oor die Jezebel gees. Amper 2 ure lank wat ek net praat oor die karaktereienskappe van hierdie gees en hoe hierdie gees onder andere ook 'n gemeente of 'n huwelik of 'n besigheid uitmekaar uitskeer. Number 5, the spirit of traditionalism. A dead church has some basic characteristics that are spotted easily. Tradities. Number 1, it ignores the Holy Spirit. Number 2, there is a lack of godly leadership. Number 3,
Reputation over reality, hulle reputasie is vir hulle belangriker as die realiteit van wat hulle sien besig is om te gebeur in die gemeente wat doodloop. Number 4, growth in numbers without growth in people. Ja, die mense word dalk meer in die gemeente, maar hulle groei nie geestelik nie. And number 5, ministry and work is incomplete. Want niemand gaan uit om disippels te maak van nasies nie. Hulle disipel mekaar nie. Hulle is nie daar om mekaar om te gee nie. Number 6, the spirit of inferiority, die gees van minderwaardigheid. Too many churches and individuals use their supposed weakness as an excuse for failing to advance the cause of Christ. I am convinced that such an attitude is not only false and hurtful, but also demonic in its origin. There is a stronghold of inferiority, self-pity and weakness. Want jy sien, baie pastore sal sê, ag nee, weet jy wat, ek is nou nie so goeie prediker soos daardie pastoor van daardie mega kerk nie. Ek is nou nie so groot prediker soos daai ou daar op die televisie nie. So ek kan nou ook nou maar nie eintlik hierdie goeders doen nie. So ons ou gemeentetjie sal maar seker net so klein bly, want ons kan nie veel meer nie. Nee mense, dis hierdie spirit of inferiority, dis hierdie gees van minderwaardigheid wat sê julle kan nie meer nie. Number 7, the spirit of pride, die gees van trots. A complacent church is a disappointment to Jesus. Jy weet, die kerk sê ons, we have arrived. Nee mense, Laodicea had lost the fire of love for Jesus and for lost souls. En is interessant, nee, die woord Laodicea beteken menseregte, so dis die gemeente in die tydperk van menseregte. So watter gemeentes is dit? Die gemeentes waarin ons nou tans is. Ons is tans in die tydperk van menseregte. The altar fires of prayer were in need of rekindling. It was business as usual, week after week. They needed to pray. The Laodicean church had tried to become self-sufficient. Jy sien, hulle het gesê, ag nee wat, ons is okay man. Ons het niks verder nodig nie. They boasted of wealth, increase of goods, and that they needed nothing, not even the Lord. They were cursed by their wealth. Dan 'n agste ene wat ek hier inbring, the spirit of Freemasonry. Nou mense, ek het ook 'n hele DVD oor is vrymeslaers werklik vry, waarin ek die gevare van vrymeslaery baie duidelik uitspel, dat jy nie 'n Christen en 'n vrymeslaer kan wees nie. Hoekom? Want vrymeslaery is nie net 'n organisasie soos hulle beweer nie, dis 'n geloof. En Albert Pike, wat 'n 33ste graad vrymeslaer was, het hierdie geskryf, Freemasonry is more ancient than any of the world's living religions. For I came at last to see that the true greatness and majesty of Freemasonry consists in its symbols, and that its symbols are its soul. En ek vra die vraag, waarom sou 'n organisasie, as hy net 'n organisasie is, homself vergelyk met die gelowe van die wêreld? Nee, dis juis omdat hulle glo, hulle is self 'n geloof, en die geloof wat bo kan alle ander gelowe staan. Waar kry ek dit? Lees hierdie volgende artikel van Biblical Discernment Ministries. Since Masons are involved in so many worthy causes, many are unaware that Masonic leaders readily admit that Freemasonry is actually a religion, not merely a fraternal, social, civic service organization. Joseph Ford Newton, wat tussen 1880 tot 1950 geleef het, an episcopal minister and recognized authority in the Masonic world, said, Masonry is not a religion, but religion. Kyk mooi, religion met die hoofletter R. Not a church, but a worship in which men of all religions may unite. In fact, Freemasonry even sees itself as superseding and unifying all religions. In the final analysis, Masons do not adjust their beliefs to fit the Bible is adjusted to fit their beliefs. A Mason's loyalty is never to God, but to the lodge, die losie waarin hy behoort. Masonry's only concern is that each person must swear by the most holy book he knows, so that he will then keep the oath of Freemasonry. Jy sien, hierdie gees van vrymeslaery maak ook dat gemeentes doodloop, want vrymeslaers raak betrokke by 'n spesifieke gemeente of 'n kerk, en hulle begin geld ingee, en hulle begin daarby betrokke raak, maar dan gaan hulle terug, en in die koninkryk van duisternis roep hulle hierdie goeders weer terug. Waarvan praat ek nou? Ek wys jou die woordjie Masonic Waters daar op die skerm nou. 'n Vriend van my wat 'n pastoor is van 'n gemeente bel my 'n klompie jare terug. Hy sê vir my, Tiaan, wat is Masonic Waters? Ek sê nee, wow, ek het nog nooit daarvan gehoor. Hy sê, maar jy is die ou wat praat oor vrymeslaery. Ek sê ja, dit mag so wees, maar ek het definitief nog nooit gehoor van Masonic Waters nie. Wat gaan aan? Hy sê vir my, Tiaan, ons gemeente is nie baie groot nie, maar ons het begin groei, dit moet ons goed begin gaan, ons finansies het begin groei. Hy sê, en op 'n dag toe sny dit so af.
Toe begin ek gemeentelede verloor, ons finansies begin afdraande gaan, en ek het begin bid en vir die Here gevra, Here, wat gaan aan? Hy sê, en vanoggend, dit was 'n Sondagoggend, was ek weer in die diens, ek het weer hierdie goed gesien, en ek het my hart gewonder, wat gaan aan? Hy sê, en ek het vanmiddag 'n middagslaapie gaan vat, hy sê, en tydens my middagslaapie, het ek 'n droom gehad. En in die droom het hierdie woorde, my sonic waters, heeltyd opgekom. Hy sê, toe ek wakker word, bel ek jou. Waaroor gaan dit? Sê ek nie, ek weet nie, maar ek het 'n vriend, wat self in vrymeslaery was, baie jare, en wat dan self 'n pastoor is, wat al ook omtrent 30 jaar lank in die bediening is, en spesialiseer ook in vrymeslaery, en wat die leuns is rondom dit, en hoe mense uit te kry. En ek bel hom, en ek sê vir hom, praat met my, wat is my sonic waters? En hy sê vir my, Tiaan, jy onthou daardie vers in die Bybel wat sê, werp jou brood op die water, en na vele dae sal dit na jou toe terugkeer. Hy sê, die vrymeslaers gebruik daardie vers, maar in die duisternis. Hulle kom raak betrokke in jou gemeente. Hulle kom selfs, want jy sien, as jy nie opgeskerp is en jy weet nie hoe hulle werk nie, want hulle doen dit in die geheim. Kom raak hulle betrokke, jy sal nie eens weet jy het hierdie vrymeslaer in jou gemeente nie. Hy raak betrokke op jou kerkraad, hy kom selfs in jou leiergroep in, en hy begin geld ingee. En jy begin goeders doen met daai geld, maar in die duisternis gaan roep hulle daai geld weer terug, en op 'n dag sny daai geld so af. Dit is my sonic waters. En van toe af het die Here my ook geleer, as enigiemand vir my geld inbetaal, dan bid ek en ek vra, Here, droog enige my sonic waters op, oor hierdie finansies wat in my rekening inkom. As dit dalk mense is wat met finansies my ook wil vasbind, droog die my sonic waters op, en jy wat dalk ook in 'n besigheid sit, wat besigheid doen met mense wat jy nie eens weet of hulle vrymeslaers is nie, wat jou elke maand moet betaal, of dan jou elke 2 maande begin betaal, en dan jou eers elke 6 maande begin betaal, maar jy hou maar nog aan om besigheid met hulle doen, jou finansies is besig om af te sny, want daar's my sonic waters oor jou finansies, en jy gaan vir die Here moet vra, om daai my sonic waters op te droog. Beteken nie, jy kan nie die geld kry nie. Die Bybel sê immers, the wealth of the wicked is laid up for the righteous. Prediker 2, vers 26, wat sê, hulle rykdom kan in jou hande inkom, maar ons moet leer om met ons finansies skoon te maak, skoon te bid. Ek het ook 'n DVD oor My Finances in God's Hands, wat ek dit in detail wys, hoe om geestelike oorvoering te beklei, ook oor jou finansies. Dan kom ons kyk na nog 'n paar ander geeste. Watter spesifieke bose geeste lees ons van in die Ou Testament? Punt 1, die gees van jaloesie, en ons kry hom ook in ons kerke. Punt 2, die verslaaggees, of die spirit of heaviness, ons kry hom ook in ons kerke. Punt 3, die leungees, ons kry hom ook in ons kerke. Punt 4, die gees van trots en hoogmoed, ons kry hom ook in ons kerke, want jy kan maar weet, daai ene loop saam met die gees van godsdienst, wat ons net van gepraat het. Punt 5, die gees van bedwelming, ons kry hom ook in ons kerke. Punt 6, die gees van afgestorwene, dis baie keer familiêre geeste, wat saamkom en kom rondom. Punt 7, die gees van hoerery, ons het net ook al daarvan gepraat, ons kry hom vandag nog steeds in ons kerke. Watter spesifieke bose geeste lees ons van in die Nuwe Testament? Onrein geeste, dit kry ons ook in ons kerke. Punt 2, stom en dowe gees. Ja, dis maar waar mense vasgebind word, onder andere epileptiese aanvalle en dies meer kry. Punt 3, die gees van krankheid, die gees van waarsêrheid, dit kry ons ook in ons kerke. Die gees van slawerny, mense wat in kerke sit, maar wat nog steeds vasgevang is in rook en drank en dies meer. Selfs die dominees of die pastore rook saam met hulle, drink saam met hulle. Hulle is vasgevang in die gees van slawerny. Maar hulle sê, ag nee, wat is nie 'n probleem nie. Dit gaan jou nie uit die hemel uithou nie. Ja, dit is waar, dit gaan jou nie uit die hemel uithou nie, maar dit steel jou geestelike autoriteit. Punt 6, die gees van diepe slaap, o genade, hom sien jy baie in die kerke. Punt 7, verleidende geeste. Dit sien ons ook in die kerke, want dit verlei mense weg van die waarheid af. Die gees van vrees, ook in die kerke, want mense is te bang om op te staan vir die waarheid. Die gees van dwaling sien ons ook in die kerke. En die gees van die antichrist sien ons ook in die kerke, want hy probeer juist die mense wegtrek van die waarheid van God se woord. Nou wat laat moderne Christene dink dat hierdie geeste nie meer vandag bestaan of niks aan hulle in die kerk kan doen nie? Punt 1, hulle onkunde. Onthou Hosea 4 vers 6, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. En Matteus 22 vers 29 sê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. En dan punt 2, Satan verblind hulle. Want 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, die God van hierdie wêreld het hulle sinne verblind. En mense, jy moet weet, al hierdie geeste wat ek genoem het, almal van hulle, en daar is nog 'n klomp anders, werk ook in ons gemeentes. Maak nie saak of jy in 'n huiskerkie sit nie, maak nie saak of jy in 'n megakerk sit met 10.000 lidmate nie, of jy 1000 lidmate het, en of jy 'n huiskerkie is met 7 mense. Ek sê vir jou, hierdie geeste teken vir jou. As jy 'n kind van die Here is, wat radikaal opstaan vir die waarheid van die woord, dan kom hierdie geeste uit alle rigtings uit, en hulle werk almal saam.
juis om ons gemeentes te bind, want hy wil die liggaam van Christus uit mekaar uitskeer. Want ek persoonlik glo dat Satan het gehoor toe Jesus sê elke koninkryk wat teen homself verdeel is sal nie staan en bly nie. En hy het gesê Jesus, ek het jou gehoor en ek gaan jou koninkryk uit mekaar uit begin skeer onder jou eie mense, en dis wat hy probeer doen in ons kerk. Daarom noem ek hierdie DVD Lucifer se aanslag op die kerk, op die liggaam van Christus, maar ook in die onderskeie klein gemeentetjies. En ons moet begin opstaan vir die waarheid van die woord. Ons moet begin radikaal raak. Ons moet ons skrifte leer ken. Ons moet dit self begin lees, sodat ons gaan sê, nee, ek bid nou teen daai gees. Ek sien is hierdie gees wat my pastoor aanval. Ek bid vir my pastoor. Ek sien is hierdie gees wat ons kerkleierskap aanval. Ek bid vir hulle. Ek veroordeel hulle nie. Ek skinder nie oor hulle nie. Ek trek hulle nie uit mekaar uit nie. Ek steek hulle nie in die rug nie. Nee, ek bid vir hulle. Ek help hulle op te staan. Ek help hulle met my geestelike oorlogvoering, met my gebede om los te kom van daai geeste wat ons gemeente wil aanval. En so kan ons as Christene die lig van Jesus in die wêreld laat skyn daar buite. Nou by punt 3 gaan ons afsluit met herken die geestelike aanslag, en natuurlik as jy dit herken, moet jy dit ook kan erken. Want baie mense herken die goed, maar hulle wil dit nie erken nie, en dan deel hulle ook nie daarmee nie. Doubt, twyfel of ongeloof. You don't really believe that, do you? That was Satan speaking to Eve. The very same voice is asking the same question today, causing Christians to begin to doubt God and His word. Jy sien, dis wat Satan wil veroorsaak. Hy wil hê jy moet twyfel in die waarheid van die woord, net soos wat dit daar staan. Hy wil hê jy moet dit interpreteer, hy wil hê jy moet dit in allerlei snaakse kontekste lees, solank jy net nie lees wat daar staan, dit letterlik opneem en begin doen wat daar staan nie. Hy wil nie, jy moet glo jy kan dit so doen nie. Doubt was the weapon Satan used against Jesus in the wilderness. Every temptation was preceded by the word if. Hy het gesê, as jy die seun van God is, doen dit. As jy die seun van God is. Jy sien, hy wou selfs Jesus laat twyfel. Doubt can come in many forms. Sometimes it is the frontal attack on the veracity of the Bible. There are many in church who simply do not believe that all of the Bible is truly God's inspired word. But sometimes the most vicious attack comes on those who do believe in the Bible, but are then led into doubt as to the power of God's word. Will that really work? People ask so. Veral as jy met mense begin praat oor bid vir genesing en so aan. Nee, maar sal dit regtig werk? Sien, hulle glo die Bybel. Tot jy vir hulle sê, maar kom ons doen dit. Doubt is also raised as to the nature of God. When tragedies come in life, and they do, even Christians find themselves doubting the love or the mercy of God. Doubt also comes to the individual believer regarding his or her position in Christ. The enemy continually works at trying to separate us from Christ. Dan deceit of misleiding. Satan delights in twisting the truth, confusing people and leading them into error. That's rather obvious when you look at the condition of the Christian doctrine, both within and without the church. It may be as subtle as the lack of understanding concerning Christian grace, or as obvious as those who deny the inspiration of the Bible. Die volgende een is discouragement of ontmoediging. Many faithful Christians who have withstood the more frontal attacks of Satan in the area of morality, truth, and righteous living have found themselves blindsided by discouragement. A few words of criticism here and there, a down day, a little loss of fresh vision, a program that didn't go according to plan, and suddenly we find ourselves discouraged and wondering if we can go on. Maar ons moet kennis neem van Hebreërs 12 vers 3 wat sê, want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. En mense, weet jy wat daai ding het my getref? Januarie 2016, toe was ek op daardie stadium al 14 jaar voltyds in die bediening, het ek die oggend van die 2 Januarie met my Bybel voor my gesit. En ek het gesê, Here, ek is moeg. Ek is moeg vir die Christene wat mekaar so in die rug steek. Ek is moeg vir almal wat mekaar so beskinder. Ek is moeg vir die feit dat mense nie gehoorsaam wil raak aan hierdie woord nie. Ek is moeg vir die feit dat ons altyd uitgekry word as die ouens wat verkeerd is. As ons wil staan op die woord, wat ons word af ons gesê, ons is dit, ons is besig met haatspraak, of ons is die, of ons is daai. Ek is sommer net moeg, Here. Ek was emosioneel moeg, ek was geestelik moeg, ek was fisies moeg. En ek het vir Here gesê, Here, ek dink ek is nou klaar. U het my nou gebruik in hierdie bediening vir 14 jaar, dankie vir die voorreg,
maar ek dink ek moet nou maar uitstap en vir my 'n werk gaan soek of iets van die aard. En my Bybel was oop voor my by Hebreërs 12. En die Here sê vir my, Tiaan, lees wat voor jou staan. Nou jy weet mos, hoe lyk 'n mens se Bybel? Die meeste van julle wat jou Bybel ook maar inkleer, soos wat ek myne doen. Jy kan sien, sekere verse is ingekleer, ander verse is nie ingekleer nie. En wat gebeur? Die Here sê vir my, lees daar, Hebreërs 12, vers 1 tot 4. Maar my oog vang Hebreërs 12, vers 1, vers 2 en vers 4. Hoekom? Want dis die wat ek gehighlight het. Daarom mense, hier is die Bybel wat ek gebruik om te bedien, om hier rond te ry ook. Maar as ek 'n Bybel deurgelees het, dan sit ek om een kant en ek vat 'n nuwe Bybel. Hoekom? Want dan kan die Heilige Gees my nuwe verse openbaar. Want as jy elke keer dieselfde Bybel gebruik, en ja, dis great, almal sê ja, jou Bybel moet deurgelees wees en, maar die punt is, nader val jou Bybel elke keer by dieselfde bladsy oop en dan dink jy dis die Here wat met jou praat, maar meantime is jou Bybel al so oopgemaak by daai betrokke bladsy dat hy nêrens anders kan oopval nie. So ek vat elke keer 'n nuwe Bybel as ek hom deurgelees het. En dan begin die Here vir my nuwe teksverse wys wat ek dan highlight, maar in hierdie spesifieke Bybel, die betrokke dag. Toe sê die Here vir my, lees daai 4 verse en ek lees. En weer eens soos ek sê, en dis hoe 'n mens mos nou maar ingestel is, jou oog vang daardie highlighted gedeeltes. En ek lees vers 1, en ek lees vers 2, en ek lees vers 4. En ek sê, Here, ek verstaan nou nie wat U van my hieruit wil sê nie. En die Here sê vir my, duidelik in my hart, onthou is nie die audible voice nie. Ek het nog nooit die Here in 'n audible voice met my oor praat nie. Dit is altyd saggies hier in my hart, die sagte, stil stemmetjie van die Heilige Gees. Sê hy vir my, Tiaan, lees die vers wat jy nie gehighlight het nie. En dis toe hierdie Hebreërs 12 vers 3 wat sê, julle moet ag slaan op hom, Jesus, wat so 'n groot teespraak van die sondaars teen hom verdraai het. Hoekom? Sodat julle nie in julle siele vermoeid word en verslap nie. Mense, dit lig my toe sommer op, ek besef, wow, dankie Here, dankie Jesus, dat ek weet, U het hierdie goed wat teen U gekom het verdra, en omdat dit wat deur hom gekom het, is 1 miljoen keer erger as wat ek en jy ooit op hierdie aarde kan beleef. En hy het dit gedoen, hoekom? Sodat ek en jy, nie in ons siele, en onthou jou siel is jou wil, jou intellek, jou emosies, sal vermoeid raak en verslap nie. Dankie Here, ons dien hierdie wonderlike God. Maar kom ons gaan aan. Division, of verdeeldheid, ons het aan die begin ook daarvan gepraat. One of the most effective strategies of Satan has been to bring about division in the body of Christ. It makes sense that the enemy would push for a splintered, divided church, since Jesus desired exactly the opposite. The main focus of Jesus' great high priestly prayer of John 17 was that his followers would be united. A strong, united church is a testimony to the world of the love of God. Satan is doing all he can to destroy that testimony. En onthou, in 1 Korintiërs 12 vers 14 tot 21 het Paulus dit vir ons mooi uiteengesit. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. So as jy daai nou mooi gaan lees in vandag se taal, die oog kan nie vir die hand sê nie. Kom ons sê, die NG Kerk kan nie vir die PPK sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, die lede in Christus kan nie vir die watter ander gemeentetjie of huisgemeentetjie of huisjelletjie sê, ek het julle nie nodig nie. Jy weet jy wat, ons het mekaar nodig. Ons is deel van 'n liggaam. Solank ons net dieselfde Jesus Christus dien en aanbid. Mense, eenheid beteken nie dat ons een groot kerk in die middel van Afrika moet bou en 50 miljoen mense almal na daai een kerk toe moet gaan nie. Ons kan nog steeds in verskillende plekke Christus aanbid en eenheid wees in gees in die liggaam van Christus. En Lukas 9 vers 49 en 50 het Johannes geantwoord en sê, Meester, ons het iemand gesien wat in U naam die duiwels uitdryf en ons het hom belet omdat hy nie saam met ons volg nie. Maar Jesus sê vir hom, moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. En mense, dit is julle punt. Ek hanteer hierdie nou baie meer detail op my DVD van God se puzzle. Maar die punt is,
ons moet weet, wie nie teen ons is nie, is vir ons. Solank ons saamstem oor die fundamentele beginsels van die Bybel, byvoorbeeld dat Jesus Christus self ook God is, hy is deel van die drie eenheid en hy self ook God. Hy het vlees geword, aarde toe gekom, aan 'n kruis gesterf, fisies uit die dood het opgestaan en hy het opgevaar na die hemel, gaan sit aan die regterhand van die Vader en hy is weer op pad terug om ons te kom haal. As ons daardie paar dinge in glo, dan kan ons van mekaar verskil oor die doop, die groot doop of die klein doop of so, en ons kan van mekaar verskil oor die wegraping of nie wegraping nie, ons kan van mekaar verskil oor 'n klomp ander goed. Maar dan is ons nog steeds een in gees. Hoekom? Want ons aanbid steeds dieselfde Jesus Christus. Maar dan moet ons daardie spesifieke punte wel in saamstem. Maak nie saak of jy in 'n gemeentetjie sit in Kaappunt en iemand anders in 'n gemeentetjie sit in Kaïro nie. Solank ons daardie baie basiese punte, daai fundamentele beginsels van die woord in glo oor Jesus as die enigste redder, saligmaker en verlosser, dan is ons nog steeds een in gees. Al stem ons nie saam oor klein ander goedjies nie. Dit kan ons mettertyd die Heilige Gees vra om dit vir die betrokke gedeeltes van die liggaam wat dit nog nie ingeneem het nie, te openbaar. En ons lees in Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Kyk mooi, daar staan verdra mekaar, want so baie mense sê nee, ek kan haar nie voor my oë verdra nie. En vergewe mekaar, nee, ek kan haar nie vergewe vir wat sy gedoen het nie. Nee, kyk mooi, daar staan soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Christus het ons onvoorwaardelik vergewe. Soos ek sê, ek vergewe jou, maar jy sit nie weer jou voete hier in my huis nie. Dan is dit nogal voorwaardelik, dan is ons nie gehoorsaam in hierdie vers nie. Dr. Daniel Olokoya het hierdie ding geskryf, the average Christian loves peace. Most Christians preoccupy themselves with seeking and pursuing peace. Nobody wants conflicts and hostilities. Most of us would like to go through a whole year without a single attack. Man, sou dit nie lekker gewees het nie. That is a dream that will never come to pass. Whether we like it or not, the devil has declared war against every one of us. Onthou ek het vir jou gesê, jy's 'n teken die dag toe jy gesê het, ek is 'n kind van die Here. Every believer is in the battlefield. To choose to fold your hands is to decide to become a casualty on the field. Even if you are not conscious of the fact that you are on the battlefield, that does not exempt you from the warfare. Jy sien, jy kan vir my sê, Tiaan, ek glo nie in die goed nie, ek glo nie in geestelike oorlogvoering nie. Dit haal jou nog nie uit die oorlog uit nie. Satan skiet vir jou vrot, hy skiet jou huwelik vrot, hy skiet jou besigheid vrot, jou finansies, jou verhouding met jou kinders, jou gemeente, en dan sê jy, maar jy glo nie daar nie. Satan hates every one of us with perfect hatred. He is active every minute, fighting to destroy everyone who has a relationship with God. You owe yourself the duty of fighting the battles of life and dealing with every attack that comes your way. En Thomas A. Kempis het geskryf, die agterloosige en huiwerige Christen weet niks van die duiwel of sy planne nie. Maar diegene wat God dien, is die persone wat Satan se aandag eis, sy woede uitlok en sy strategieë na vore roep. Christene mag leef en sterf en totaal onbewus wees van die duiwel se bestaan en haat. Terselfdertyd staan Satan onverskillig teenoor hulle geloof, omdat hulle nie 'n bedreiging vir sy koninkryk inhou nie. So ek sê altyd, jy weet, Satan hou van 'n goeie Christen. Wat is 'n goeie Christen? 'n Goeie Christen is ouetjie wat sy hart vir die Here gegee het, huis toe gaan, kerk toe gaan, huis toe gaan, kerk toe gaan, huis toe gaan, kerk toe gaan, doodgaan en huis toe gaan. Geen probleem vir Satan nie. Satan hou van so ouetjie. Hy's geen bedreiging vir die vyand nie. Maar doen jou geself 'n guns en gaan huis toe en gaan kerk toe en word toegerus met die waarheid van die woord en begin hierdie goeders toepas. Gaan uit en begin bid vir 'n vriend of 'n vriendin wat siek is of wat aan 'n verslawing vas is en so aan. En kyk wat gebeur met jou, so die deure van die hel op jou losbars. Hoekom? Want skielik is jy 'n bedreiging vir die Satan. Skielik doen jy wat Jesus Christus gedoen het en Satan haat jou vir dit en hy wil nie hê jy moet groei in die gees nie. So die vraag is hier dus, Christen, waar staan jy in God se geestelike weermag? Is jy na jare en jare se kerkbywoning maar steeds net 'n geestelike troepie of 'n eenstreep korporaal in die gees? Of het jy al jou range in die gees begin opneem en al begin vorder van geestelike troep na korporaal, na sergeant-majoor, na kaptein, na kommandant, na generaal in die gees?
Want ons moet besef mense, of jy dit wil erken of nie, ons is in 'n stryd, in 'n oorlog. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê, want die wapens van ons stryd, en die Griekse woord daar is strateia, die King James het dit vertaal met die warfare, is nie vleeslik nie. So the weapons of our warfare. Jy sê jy ontken die geestelike oorlog. Nou kom sou hierdie weer eens in die Bybel staan. Die wapens van ons stryd, the weapons of our warfare, is nie vleeslik nie. Jy sien, jy kan nie 'n gees met 'n R4 skiet nie. Jy kan nie 'n gees met 'n Glock pistool skiet nie. Dit is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings, dis strongholds, neer te werk. 'n Vesting is 'n ding soos 'n verslawing in my lewe. Ek kan nie ophou rook nie, ek kan nie ophou drink nie, al probeer ek hoe hard, want is 'n vesting in my lewe. En ek gaan nie daai vesting kan breek met Nicorette stiekertjies wat ek op my plak nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. So ek moet die geestelike oorlog begin beklei teen die gees van verslawing wat my vasbind in rook of in drank, en of ek gaan nie oorwinning kry nie. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gaan gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Nou mense, ek bespreek hierdie geestelike oorlog en wat ons alles kan doen, en baie meer detail op my DVD oor praktiese geestelike oorlogvoering, en ek praat ook daar op my DVD van intersessie en geestelike oorlogvoering. Nou is die vraag, wat is ons bevelvoerder Jesus se opdragte rakende hierdie oorlog? Kom ons kyk wat het Jesus gesê moet ons doen. Markus 16 vers 15 tot 18, hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Jy sien, dis wat Jesus gesê het. Dis die opdrag van ons generaal. Hy sê, gaan dryf die duiwels uit. Doen hierdie goed wat ek vir jou sê. Matteus 10 vers 7 en 8, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Wat is duiwels? Daai geeste wat ons net van gepraat het, wat besig is om jou gemeente aan te val, of dit nou jou huiskerk is, en of dit nou 'n mega kerk is, gaan dryf daai duiwels uit. Julle dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Efesiërs 6 vers 10 en 11, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. So weer eens, vir die mense wat die argumente wil gebruik dat Jesus het hom uitgeklee aan die kruis en hy kan niks meer aan ons doen nie, waarom het Paulus hierdie brief aan Efese geskryf en vir hulle gesê, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel? Want dan moes hy eintlik vir hulle geskryf het, ag, moenie bekommerd wees nie, Jesus het hom klaar uitgeklee aan die kruis, julle hoef niks meer bekommerd te wees nie. Dis nie wat hy daar geskryf het nie. Hy het gesê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. En dan in 2 Korintiërs 2 vers 11 het hy geskryf, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Want ons, en weer eens onthou, as jy ons gebruik, sluit dit jou in. So Paulus sluit homself in. Hy sê, ons is met sy planne, met Satan se planne. En die Griekse woord is noema, dit beteken purpose, mind or thoughts. Nie onbekend nie. Nou, hoe kan ek met Satan se planne nie onbekend wees, as ek nie uitvind hoe werk hy nie? En waar vind ek uit hoe werk hy? Ek lees die woord van God. Ek ken my wapen. Dan Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. En ek sê altyd vir mense, hierdie is graad 1 wiskunde, 1 plus 2 maak 3. Die eerste voorwaarde is, onderwerp julle dan aan God, dis altyd die eerste voorwaarde. Here, ek onderwerp my huwelik aan U. Here, ek onderwerp my gedagtes aan U. Here, ek onderwerp my verhouding met my kind aan U, my besigheid, my finansies onderwerp ek aan U. Ek gee dit oor aan U. Punt 2 is daar 'n opdrag, weerstaan die duiwel. Nou, hoe weerstaan mens die duiwel? Mense, Jesus het nooit 'n demoon weggedink nie. Hy het nooit vir Satan weggedink nie. Hy het hulle almal met die mond aangespreek. So hoe weerstaan mens die duiwel? Jy moet hom aanspreek deur die woord van God te quoteer, soos wat Jesus dit gedoen het. Hy is ons voorbeeld. As mense vir jou sê, nee man, jy weerstaan net die duiwel deur net niks te doen nie. Dis absoluut nie waar nie. En dan is daar 'n belofte, en hy sal van julle wegvlug. So daardie belofte gaan nie uitkom voor ek nie 1 plus 2 doen nie. So as die mense sê nie, maar ek glo nie die duiwel nie, hulle onderwerp hulle aan God, hulle bid, ag Here help, Here help, Here help, maar hulle kom nie los nie. Hoekom nie? Want die duiwel vlug nie van hulle weg nie, want hulle het hom nog nie weerstaan nie. Hulle het nie 1 plus 2 gedoen nie, so 3 kan nie uitkom nie. Nou hoekom sal hy van julle af wegvlug? Want Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.
En 1 Johannes 4 vers 4 sê, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. En daarom mense, moet ek standvastig wees in my geloof. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof. Standvastig in watter geloof? Ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. So hoekom sal hy van ons af wegvlug? Hy vlug nie van my en jou af van ons mens wees nie. Ons moet nooit so arrogant wees as om te dink dat Satan is bang vir my en jou as mens nie. Nee, hy vlug van die Christus binne in my. En dit moet ek en jy weet. En daarom mense, moet ons hom weerstaan. In die krag en in die naam van Jesus Christus. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, hy sal vir jou wegvlug. Ook in julle gemeentes. Here, ek onderwerp vanoggend hierdie gemeente aan U. Ek weerstaan die duiwel se werking hier, waar die gees van godsdienst, of die gees van twyfel en ongeloof, of die gees van misleiding wil inkom, hierdie gemeente se gedagtes wil gevange neem, waar die gees wil probeer keer dat hierdie boodskap ontvang. Ek weerstaan hulle in die naam van Jesus Christus. En Satan, jy sal uit hierdie gemeente uit wegvlug in die naam van Jesus. As ons nie die goed doen nie, vlug hy nie vir ons af weg nie. En dan lees ons in Matteus 16 vers 18, Jesus het gesê, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En nou mense, die Rooms-Katolieke Kerk sê, Jesus het daar verwys na Petrus. Jy weet dat hy vir Petrus gesê het, op hierdie rots, jy, Petrus is die rots waarop ek my kerk sal bou, en daarom sê die Rooms-Katolieke Kerk, ons Petrus was die eerste paus, dis alles onwaar, dis 'n leuen, want die rots wat Jesus hierna verwys het, is hy self. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die King James sê dit baie mooi, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. En dan sê Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. So mense, weet jy wat? Jesus het gesê, maak die saak wat die aanslag is, waarmee Satan gaan kom nie. The gates of hell shall not prevail against my church. So my liewe vriend, maak seker dat jy veilig sit in die gemeente van die Here Jesus Christus. Nou jy weet, mense wil weer en so baie keer graag hoor, aan watter kerk behoort jy? Want as jy nie in 'n kerk behoort nie, is jy van die duiwel af, of wat ook al die geval mag wees. Onthou jy, Jesus het gesê, hy wat nie teen ons is nie, is vir ons. Nou moet ons een ding reg verstaan. Iemand het eendag vir my ook 'n e-mail gestuur en sê, watter kerk behoort julle bediening? Dus stuur ek vir hom een lyntjie terug. Ek behoort aan die GVE, en ons is geaffilieer by die LVC. En ek het nooit weer van hierdie persoon gehoor nie. En iemand sê vir my, maar wat het jy dan vir hom gesê? Ek sê, wel, kom ons lees die Bybel. Hebreërs 12 vers 22 en 23 sê, maar julle het gekom by die gemeente van eersgeborenes, GVE, wat opgeskrywe is in die hemel. Daai is my gemeente. Die gemeente van eersgeborenes wat opgeskrywe is in die hemel. En ons is geaffilieer by die LVC, die liggaam van Christus. Sien, daai is my gemeente. Ek is deel van die liggaam van Christus. Of ek nou in hierdie betrokke gebouetjie gaan by mekaar kom. Onthou mense, daai gebou is nie die kerk nie. Ek het ook 'n hele DVD oor God woon nie meer in mensgemaakte tempels nie. Want die Heilige Gees woon nou in ons. So, of jy in 'n sitkamer by mekaar kom as 'n huiskerkie, of jy in 'n megakerk by mekaar kom met 7000 sitplekke, jy moet een ding weet. Daardie gebou is nie die kerk nie. Hierdie is die tempel van die Heilige Gees, en ons almal wat deel is van die liggaam van Christus, is deel van die kerk van Christus, van die gemeente van eersgeborenes, wat opgeskrywe is in die hemel. En onthou, hoekom ons dit wel kan doen, en ons daarop kan beroem, is omdat ons nie 'n dooie God dien nie. Want in Openbaring 1 vers 17 en 18 sê Jesus, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in al ewigheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Hy wat dit vir ons moontlik maak om ook suksesvol te wees in sy liggaam, in die kerk van Christus, en om 'n lewe van oorvloed te lewe tot eer van sy naam. So, kom ons bid saam. Vader, in die magtige naam van Jesus sê ons vir U dankie. Dankie Here Jesus dat U vir ons die autoriteit gee om die vyand te kan weerstaan. En ek wil bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap. Dat hierdie boodskap kerke en gemeentes sal aanraak om op te staan teen die aanslag van Lucifer op hulle gemeente en op hulle samesyn en op hulle liefde. En Vader, dat hulle werklik sal sien wat die vyand teen hulle gebruik en dat hulle dan ook in oorwinning uit sal stap uit dit uit. En dat hulle gemeente sal groei, dat hulle siele sal wen vir die koninkryk, dat hulle evangelisasiewerk sal doen, nog siele sal inbring in die koninkryk en dat U naam daardeur groot gemaak sal word. En ek sê vir U dankie Here dat U bereid is om ons te gebruik.
Dit gaan alles net oor U, Here. Ons verheerlik U, ons prys U en ons aanbid U. In Jesus se naam. Amen.